in die voertuig toe ons ry, het ons altyd deeltyd net oor Jesus gepraat. En een ding toe ek terugkom, toe sê ek, wie wat het my getref? Met ons gesprekke als. Julle weet, kan ons sê, baie mense sê, kyk ons praat nie van gemeentes nie, ons praat van die liggaam van Christus, né? Nou kom mense wat nie eens aan 'n gemeente behoort nie, en sê hulle, ons is liggaam. Maar sover ek 'n liggaam ken, en wat ek in die Bybel uit verstaan, is Jesus die hoof van die liggaam, né? En wat hy sê, het hy opgeteken in die Bybel, dis sy liggaam. Hy sê in die Bybel, my skape ken my stem, né? En hulle volg hulle hoofsystem. Jy kan maar gaan kyk, waar klomp skape saamloop, as die herder kom en hy roep, dan kom sy skape uit. Dan kom hy aanhou, dan roep hy, dan kom sy skape uit. Toe ons klein was, het my pa grond by Ermelo hier, waar beeste van ons geloop het. Dan vat ons so af en toe Soutsoen toe. En as hy daar kom, dan is daar klomp mense wat hier en almal se beeste is die mekaar, dan sal hy daar staan, en sy bulk so, en dan roep hy, dan kom sy beeste uit. Dan eet hulle sout. Die skape ken die herder se stem, né? En as iemand iets sê buite die woord van die Here, moet jy wonder of is hy deel van die liggaam. Want die liggaam sal die een sê ek doen wat die Bybel sê my om te doen. Hierdie ou glo in sy eie goeders. Dat die onderskeid daar moet wees tussen die mens wat na die Here luister en die mens wat dalk na 'n ander stem, dalk na sy eie stem luister. En vir jou sê dis die Here. Die Bybel praat van dat die ou het gekom, hy het saad gesaai, goeie saad. In die nag het die boewe gekom en hulle slegte saad tussen die goeie saad gaan saai. En hulle het toe opgekom saam. En die landbouer sê, moet ons die slegte saad gaan uittrek, die slegte plant. Hy sê, nee, los hulle tot die oes toe. Want as ons nou die slegte plante uittrek, trek ons dalk goeie plante saam uit. Nou, so daar kom 'n dag, waar daar geoes gaan word. Né? Is dit nie so nie. En daai dag, as my so na dit kyk, en jy sien al die goeders wat nie reg is nie, wat gepreek word en goeders, en dan kom ons agter, maar daai tyd hardloop nou al vinniger. Ons hardloop in hierdie eindstryd, na waar die Here gaan kom om sy oes by mekaar te maak. Baie vinniger as wat ons dink. Lees ons hierso in 2 Korintiërs vers 4. Want as iemand kom en 'n ander Jesus verkondig, as wat ons verkondig het, of as julle 'n ander gees ontvang, as wat julle ontvang het, of 'n ander evangelie wat julle ontvang het, laat julle die goed afval. En geen wonder nie, want die Satan sal hom verander, soos die engel van die lig, né? Met ander woorde, ons moet wakker wees. Nou, sê hy in die stukkie, dat daar een dag 'n oes gaan wees. En nou die stukkie wat ek oor wil praat, is in Lukas 3, Lukas 3 vers 17. Nee, nog so een keer. En dis nou die ou vertaling sê, sy skop is in sy hand, hy sal sy dorsvloer deur en deur skoonmaak, en die koring saambring in sy skuur, maar die kaf word in 'n onuitblusbare vuur gewerp. Dit is wat gaan gebeur aan die einde. Johannes die Doper preek hierdie preek oor Jesus, en hy sê, nie net dat hy die Messiah nie, dat hy net gaan red nie, maar hy sê ook, dat hy gaan suiwer. Nou, so daar gaan 'n suiweringsproses kom, in die mense van hom. Hy gaan nie net red nie, maar hy gaan suiwer ook. Soos vandag in die wêreld, in die kerke, en in jou hart, is hy besig om te sif.
Die Ou Testament, die Ou Bybel praat van 'n skop, dit is wat hy goed mee in die lug gegooi het. Die nuwe vertalings praat van 'n waaier. Hy het met die waaier is hy in ons harte besig, en hy is besig om ons te suiwer. En in ons harte het ons baie keer verkeerde goed wat ons moet uitlaat. En so kom jy agter, maar wat is die goeie goed, en wat is die slegte goed wat jy moet uitgaan. Hierdie vers het ook 'n waarskuwing en het 'n belofte. Eerste waarskuwing hy aan die kaf. Hy sê in die kaf, luister, daar gaan vir julle 'n oordeel wees. Maar hy het 'n belofte vir ons as kinders van die Here. Hy sê, ek gaan julle vat en ek gaan julle my skuur bære. Julle is my koring. Dis wat hy hierso sê, né? Ek versamel julle vir my hemelse skuur eendag waar julle gaan bly. Dit is die belofte wat hy sê. Die dorsvloer is nie 'n mooi proses nie. Is nie altyd 'n lekker proses nie. Ek weet nie, julle weet seker nie hoe lyk 'n dorsvloer nie. In die ou dae was daar nie stroopers nie, daar was nie trekkers nie. Die koring is met die hande geoes en in gerwe gebind. En die gerwe is op die dorsvloer gesit. En die osse het die koring getrap. En so het hy die pitte uit die are uitgetrap. Dis hoe hy's getrap, die koring is getrap. Deur 'n os wat 800 kg weeg. Dis nie 'n maklike proses nie. Maar dis 'n nodige proses. Hoe gaan jy jou brood maak met klomp kaf in? Dit gaan mos nie reg wees nie. Jy wil die koring een kant hê en die kaf moet een kant kom. So is hulle besig, die trap die goed uit. En hy skei die koring van die kaf. Nou bring God sy gees van die heilige, die wind van sy heilige gees wat deur ons liggame waai, deur ons harte waai. Nou vat jy daai koring, dit wat nou plat getrap is, en jy gooi hom so om die gaffel in die lug, as die wind waai. As dit so in die lug omgaan, gooi jy alles in die lug, maar die ligte kaf waai weg. Die koring val op die grond. So kry jy dit geskei. En as ons sien dat hierdie storms in ons lewens, in ons harte is 'n nodige proses. Dis nie, soos ek sê, dis nie maklik om deur so ons getrap te word nie, maar dis 'n nodige proses. Want in daai proses, dis nie 'n proses wat vernietig nie. Dis 'n proses om te reinig. In daai proses kom die stoppeltjies en die kaf uit ons lewens uit. In 1 Korintiërs 3:13 sê hy dat, ek kan dit lees. Elkeen se werk sal aan die lig kom. Dis nou 'n daai dag, né? Jy kan maar skelmgoeders doen soveel as wat jy wil. In daai dag gaan alles aan die lig kom. Alles gaan wees, omdat dit gaan openbaar word deur vuur. En die vuur sal alleen sy werk op die proef stel, hoe danig dit ook al is. So daar's 'n proses wat ook gaan wees, jou werk gaan op die proef gestel word, alles wat ons gedoen het. Die stoppels brand weg. Ja, dit word as en dit word weggegooi. Maar goud word gesuiwer deur vuur, né? Hoe warmer jy goud maak, hoe kom die vuil goed uit goud uit? Hoe meer suiwer jy word. Die stoppels word verbrand, goud word suiwer. As ons in ons lewens deur hierdie moeilike proses van 'n dorsvloer gaan, is dit 'n proses wat ons reinig en ons heilig. Dis nie lekker nie. Die dorsvloer is nie 'n plek van vernietiging nie. Baie keer dink ons as ons in hierdie storms is, wat moet ek gedoen? Hoekom moet ek altyd in hierdie storms wees? Maar dis 'n reinigingsproses. Dit vat jou deur om jou voor te berei vir die hemelse skuur. Dit is die einddoel van daai reiniging, van daai vertrapping, van daai seer, van al die dinge wat ons deurgaan, wat ons dink, dis nie lekker nie. Hoekom moet ek altyd so suffer? Maar dis 'n reinigingsproses, want daar wag vir ons 'n skuur van heiligheid en alle ewigheid voor. Koring, die ware kinders van God, is swaar. Hulle weeg swaar. Nederigheid. Vir 'n persoon om nederig te wees, is 'n moeilike. Niemand wil nederig wees. Niemand sal laat die ander ou maar eers al sy sê en klaar sê, en omdraai en wegloop nie.
is dit nie so nie. Want jy wil ons nou eers nog 'n messteek teruggee, is dit nie? Ons wil ons nie die laaste een wees in die feit met die laaste woord nie. Gehoorsaamheid om aan God se woord. Dit is so belangrik om gehoorsaam te wees aan God se woord. Dis al hoe jy in sy rus kan ingaan, deur gehoorsaam te wees. Jou geestelike vrugte wat jy dra in Galasiërs 5, praat van hierdie kind van die Here, hierdie koringkorreltjie, wat daar is, wat hier val, wat gewig het. Want daar's lewe in 'n koringkorrel. Hy is lewe, dis hoekom hy swaar is, want hy doen sy ding wat hy moet doen en hy doen dit reg. Hulle is nie, word nie rondgewaai deur enige ding nie. Hulle staan vastig in hulle geloof. 'n Hoekpaal wat vasgeanker is, kan die wind kan maar kom, die storms kan maar kom, enige ding kan maar kom. Daai hoekpaal, as hy geanker is, en die rots Jesus staan vas. Daar is nie 'n manier hoe jy hom roer nie. Hy staan vas. Die ander, hulle dien die Here met 'n vertoon, né? Hulle wil skynheilig wees. En die vertoon is baie keer, wat is, kry ek uit die deal uit, né? Here, ek sal U dien. Ek sal kerk toe kom, of ek sal dit doen. Maar what's in it for me? Né? Wat's in dit vir my? Ek wil dit hê. Maar 'n ware kind van die Here dien sonder voorwaarde, sonder dit, sonder niks, net uit liefde vir sy God. Dit is 'n koringkorrel wat die Here na kyk. Die Here ken sy koringkorrels. Hy weet wie ons is, wie julle is. Die vraag aan jou in my hart vandag, is ek 'n koringkorrel in God se hande, of is 'n kaf wat rondgewaai word? Is ek standvastig in dit wat ek glo? Kan mense met allerlei goeters kom en my verlei na ander dinge toe? Of staan ek vas in die geloof wat ek geleer het? Jan stuur my 'n videoetjie gisterand van daai Charlie Kirk waar hy sê, die Katolieke kerk het gesê, aborsie is moord. Hulle verander nie hulle dogma van hulle kerk. Mense kan maar gaan. Hulle staan vas, aborsie is moord. Hulle staan vas om te sê, dis die Katolieke kerk, né? Ons is almal teen die Katolieke kerk. Hulle sê, daar's huwelik is tussen 'n man en 'n vrou. Klaar, hulle verander nie hulle sienswyse daaroor nie. Jy hoor wat ek sê, wanneer word ons bietjie so, om standvastig te wees in dit wat ons glo, om te sê, luister, om dit te doen is sonde. Gister het ons die vreeslikste dinge gehoor. Bonita het my vanmôre eintlik aangevat en sê, jy sal moet iets gaan doen. Jy kan nie sê, jy's 'n pastoor en jy gaan niks doen nie. Waar is jou standvastigheid, Vincent? Sal moet optree. Kyk in die Bybel, het die Here Jesus ons nooit beloof, sonskyn en rose heeltyd nie. Hy het nie vir ons beloof, jy gaan al die Christene gaan skatryk word nie, al die Christene gaan nooit siek word nie. Maar een ding wat hy vir ons beloof het, julle sal vervolg word. Né? En daai vervolging moet ons in hierdie dorpsvloer staan, vas staan in die geloof wat in ons in hom het. Kaf, die skynheiliges, die leeggelowiges, mense glo net as hulle beursie vol geld is, en as daai beursie leeg word, dan is die geloof nie meer daar nie. Né? Is dit so? Dan wil ons waar is die Here nou? Hoekom kry ek nou so swaar? Daar's baie punte in die Bybel wat die Here praat oor finansies, gaan lees dit. Dis nie nodig vir 'n Christen om arm te wees nie. Die Here sê baie goed vir ons wat ons moet doen en hoe ons eties moet optree, en hy sal jou seën. Dit is 'n feit. Hy wil nie hê ons moet beggars wees nie. Kaf lyk van die buitekant af, nes koring. As jy koringkorreltjie daar sit, dan sê jy dis koring. Jy sien nie die kaf raak nie, né? Want hy lyk nes die koring. Maar daar moet jy eers 'n proses deurgaan om die koring uit te kry. Dan bly daar wat oor? 'n leë dop. Dis wat kaf is. Hy lyk mooi, hy lyk goed buite, maar binnekant is daar geen lewe nie. As ons dink aan wat die Bybel praat, daar waar die vrug van die gees en die vrug van die vlees, lees al die goeders wat hy sê, wat die kaf is. Daar's niks instansie in dit nie, daar's niks iets gewig nie.
Hy word rondgewaai deur elke lering, deur elke ou wat net sommer vir hom sê, hoor jy die Here sê so, gaan ons agter hom aan. Sonder dat hy die Bybel bestudeer het, sonder dat hy die egte koring uit die Bybel uit gaan soek het. Hulle word regtig rondgeslinger. In Psalm 1:4 sê, so is die goddelose mense nie, maar soos kaf wat die wind verstrooi. Jy sal verstrooi lewe vir die hele res van jou lewe, as jy kaf bly. Maar as jy koring word, is jy in die hande van die Here en hy vertroetel jou. Daar is baie kaf vandag se lewe. Baie mense praat van God, maar hulle wandel nie met God nie. Baie mense sing oor geloof, maar enige swaarkry wat hom tref, val hulle plat. Hulle sing oor dit, hulle praat van dit, maar die substansie, die egtheid van dit, is daar nie. Die Here wys ons hier, dat kaf nie saam met koring sal wees altyd nie. Hulle sal nie altyd daar wees nie. Daar gaan 'n skeiding kom, op die laaste dag, wanneer Jesus met sy waaier, sy skop, gaan kom, en hy gaan sy doorvloer skoonmaak. Nou daai dag, weet niemand, nie eers Jesus wanneer dit kom nie. Maar daai dag gaan kom, dis al wat ons verseker weet, die Bybel sê het gaan kom, soos 'n dief in die nag, niemand gaan bewus wees van daai dag nie, en as ons oë oopmaak, is daai dag daar. Dan staan ons, en daar gaan 'n skeiding kom, tussen koring en kaf, tussen die vuilgoed en die goeie saad. Dan, waar is ons harte dan? Is ons dan kaf of is ons koring? Die koring, die regverdiges, sal hy inneem in die hemelse skure, om vir altyd in heerlikheid te wees. Vir altyd, daar gaan nie einde wees aan jou heerlikheid, as jy koring is nie. Kaf, ongelukkig is vir hulle ook 'n plek voorberei. Hulle sal uitgewerp word, in die onuitputbare vuur sal hulle wees. Dis gaan hulle erfdeel wees, vir ever en ever. God se regverdigheid, hy laat nie ongeregtigheid altyd saam met sy geregtigheid toe nie. Hy gaan dit nie toelaat nie. Daar sal 'n skeiding kom tussen God se koring, tussen die regverdiges en die onregverdiges. Vandag lyk ons almal van buite af dieselfde. Ons ryk dieselfde. Ons praat baie keer dieselfde. Maar daar gaan 'n skeiding kom wanneer die harte deursoek word. Wanneer die koring en die kaf gaan skei. Die vraag vandag is, wanneer die skeiding kom, aan watter kant gaan ons wees? Ek en jy vandag. Die skeiding gaan kom. Hoe gaan ons skeiding wees? Onthou een ding, die reën, die salwing, het op almal geval. Op die kaf en op die koring. Die wind van die Heilige Gees het gewaai oor die kaf en die koring. Niemand kan sê, luister, dis nie my skuld nie, dis die salwing van die Here val op almal. Vermoere, hierdie geweldige salwing was op almal. Dalk is die kaf, dalk is die koring, maar dit was op almal. Die reën val op almal, die wind waai oor almal. Daar maak nie onderskeid van die Here nie, tot op die dag. Tot op die dag. Kom ons laat toe, dat die wind van die Heilige Gees deur ons waai, en hierdie kaf uit ons lewens uitwaai. Toetse gaan kom, beproewings gaan daar altyd wees, maar dit is daar om ons te heilig. Dis nie daar vir vernietiging nie. God het niks gedoen om ons te vernietig nie. God wil ons suiwer hê. Weet, daar waar hy gaan, is 'n heilige plek. Ons sing 'n liedjie, all the streets are holy, heilig almal daar. Heaven is a clean place, holy is, né? Ons gaan op strate van goud loop. Jy gaan nie voetspore daar los nie. Dis wat hy vir ons kinders as sy koring voorberei is. Die reinigingsproses,
Laat jou reinig deur die bloed van die lam. Dit is al een wat jou kan reinig. Deur gehoorsaam te wees aan hom. Daar kom 'n dag, en hy kom in almal se lewens, wat hy aan jou dertjie klop, en sê ek laat my in. En as jy dit inlaat, kom hy in die Heilige Gees begin jou stadig aan reinig. Moenie teen die prikkels kop nie. Nou, is dit net my, toe ek nou klaar is, toe ek nou daar sit, wat my hart, dat ek's nie 'n poet nie, maar wat ek net skryf het, wanneer die wind van God oor my lewe waai, laat nie die ware en die egte oorbly, my hart. En ek dink dit is seker vir elkeen se hart. Ons praat baie dinge wat baie mense doen, en so, ek sê altyd, as dit eg is, by all means, jy kan kom sing, jy kan opspring, jy kan bammelakiesie staan, jy kan op jou hande staan, as dit eg is, van die Here af, doen enigiets. Moet niks doen wat nie eg is nie. Here, waai deur my, Jy soek my, dat my binneste, wat oorbly, net eg is. Dat daar geen aangeplaktheid is nie. Ons is nie vir 'n Facebook like nie. Laat ek eg wees, en waar wees. Mag ek die koring wees, wat die Here by mekaar maak, om in sy hemelse skure te gaan bære. Nee, laat ons die koring wees, nie die kaf nie. Mag ek rein en getrou en vrugbaar gevind word, op sy dorsvloer eendag. Wie voel saam met my vir so iets? Amen.